weet, Here, U is altyd daar vir ons, Here. Here, dankie, Here, vir dit, Here, waarmee U besig is, Here. Dankie, Here, dat U in ons harte werk, Here. Here, dankie, Here, dat ons altyd net kan instem, Here, met U woord, Here, want U woord is die weg, Here, U woord is die waarheid, Here. Here, en dankie, Here, dat ons weet, Here, dat ons geanker kan wees, Here, op U woord, Here. Here, ons bid, Here, en ons vra dit alles in Jesus se naam. Amen. Sit jy lekker in die huis van die Here nie, julle? Daar is nie 'n beter plek om te wees nie. Ek gaan 'n bietjie met julle praat vandag. Waar is jou hoop? Waar is jou hoop? Dis in Romeine 15 vers 13. Romeine 15 vers 13. Julle reg? En mag die God van die hoop julle vervul met alle blydskap en vrede, deur die geloof, dat julle oorvloedig kan wees in die hoop, deur die krag van die Heilige Gees. Sien, ons leef vandag in 'n wêreld waar ons moedeloos is, ons is hooploos. Ons verloor hoop, want dinge gaan moeilik in die wêreld. Maar die woord leer ons, omdat ons kinders van God is daar hoop vir ons. Want hoop kom nie van die mens af nie, hoop kom van God af. Hoop kom van die woord af. Ek sien en ons kan oorvloedig wees in hoop deur die Heilige Gees. Kom ons lees in die woord. Wat sê Elia? Wat nie hoop as 'n vooruitsig gehad het nie, en die weduwee wat hoop verloor het. Die opgedroogde spruit, 1 Konings 17 vers 7 tot 9. 1 Konings 17 vers 7 tot 9. Julle reg? Maar na verloop van tyd het die spruit opgedroog, want daar was geen reën in die land nie. Jy sien, Elia was getroud gewees aan God se opdrag by die spruit, maar selfs daar het die water opgeraak. Elia was 'n profeet van God gewees, maar hy was nie vrygestel van die droogte nie. Hy het sy oorlewing voor sy oë sien verdwyn, want hoekom? Daar was nie hoop nie. Daar was nie water, die water was leeg, die spruit was leeg. Jy sien in ons as kinders in die regte lewe, soos wat ek maar altyd sê vir die kinders is, ons is ook nie vrygespreek nie. Ons het ook probleme. Ons het ook bekommernisse. Elke dag is ons bekommerd oor iets. Al glo ons in God, weet ons, dis menslik, ons is bekommerd. Maar hoekom moet ons altyd, as ons daaraan dink, verander nou die dinge 'n bietjie, want dit kom nou by my op so. As ons 'n krisis het, wat doen ons? Ons dink dadelik aan wie kan ons bel? Met wie kan ons praat? Maar ons as kinders van God moet altyd eers na hom toe gaan. Maar ons dink nie altyd daaraan nie. Ons dink altyd, wat 'n mens gaan ons help?
En is nie die mens wat ons help nie, dit is God. Dit is by God wat ons die hoop kry. So soms laat God dit toe, laat die spruitjies moet opdroog. Want hoekom? Want hy wil hê ons as kinders van God moet eers na hom toe kom. God wil hê ons moet 'n nuwe ontmoeting met hom hê. Hy wil hê ons moet alles na hom toe bring. Want hy is die hoop, hy is die waarheid, hy is die weg. Kom ons lees verder in Konings, wat in hierdie verhaal gebeur. Wat gaan ons leer van hoop? Ons lees dit in 1 Konings 17, vers 8 tot 9. 1 Konings 17, vers 8 tot 9. Toe kom die woord van die Here tot hom en sê, maak jou klaar. Gaan na Safrat by Sidon en bly daar. Kyk, daar het ek aan 'n weduwee bevel gegee om jou te onderhou. Jy sien God stuur Elia na Safrat toe. Hy sê hy het 'n weduwee bevel gegee om vir hom te sorg. Jy sien, daar is eintlik geen logika aan dit nie, as jy daaraan dink. In daardie tyd was weduwees ook kwesbaar geweest, hulle het ook gesukkel. En hulle het self ook nie hulp gehad nie. Maar God se plan is nie ons plan nie. Sien, God kies dikwels die swakste mens om sy krag te bewys. Jy sien, God gebruik nie 'n ryk sakeman om met die behoeftige weduwee om te sien nie. Maar God gebruik 'n gewone mens soos ek en jy om sy plan te kan uitrig, om te wys dat sy hoop is groter. God is 'n God van oorlewing, hy's 'n God van hoop, hy's 'n God van voorsiening. Waar is jou hoop? Is jou hoop van die mens af? Of is jou hoop van God af? Vra jouself daai vraag. Want ek weet, ek is self baie keer skuldig daaraan. As ek in 'n krisis is, hardloop ek eers na my vrou toe. Wat seker reg is, ek weet nie. Maar ek dink ek moet eers na God toe hardloop. Want my vrou het nie altyd al die regte antwoorde nie. Hoop ek. Maar God het die regte antwoorde. So ek is self skuldig daaraan. Geen meer hoop. Kom ons kyk wat gebeur as Elia by die weduwee uitkom. Dit is in Konings 17 vers 10 tot 12. Konings 17 vers 10 tot 12. Daarop het hy hom gereed gemaak en na Safrat gegaan. En toe hy by die ingang van die stad kom, was 'n weduwee juis besig om daar houtjies bymekaar te maak, en hy roep haar en sê, gaan haal tog vir my 'n bietjie water in die kan, dat ek dit kan drink. Terwyl sy loop om dit te gaan haal,
roep hy haar en sê, bring tog vir my 'n stukkie brood saam. Maar sy antwoord, so waar as die Here u God leef, het ek nie 'n broodkoek nie, net maar 'n handvol meel in 'n pot en 'n bietjie olie in 'n kruik. En hier maak ek nou 'n paar houtjies bymekaar. Dan gaan ek en maak dit vir my en my seun klaar, dat ons dit kan eet en sterwe. Jy sien, wanneer Elia die vrou ontmoet het, was sy op haar laagste. Sy was op haar einde gewees. Sy het geen hoop gehad nie. Kan jy jouself indink as jy niks meer het nie, jy's leeg, jy's klaar. En hier is ons hierdie weduwee besig om te loop, houtjies op te tel, om te weet, daar's geen meer hoop nie, daar's niks. Sy gaan nou hierdie houtjies optel, 'n vuurtjie maak, haar laaste meel vat, haar laaste olie vat, brood maak, vir haar na kind gee, en dan wag vir die dood. Want sy's klaar, sy's leeg. Kan julle julleself indink? Jy sien, dit is eintlik maar 'n toets gewees. Want Elia het eers gevra om vir hom te gee, om vir hom brood te bring. Ja, dit klink selfsugtig, baie. Maar ek dink dit was 'n uitnodiging vir haar gewees om van negatief na positief te dink. Om haar fokus te skuif. Nie van waar sy was nie, maar waartoe sy op pad is. Jy sien, sy moet kyk na God se belofte, want daar's hoop. Waar is jou fokus wanneer jy op jou laagste is? Slaag ek en jy die toets om eers by God hoop te kry en nie by mense nie. Die woord van hoop. As jy op jou laagste is, wat is jou woord van hoop? In jou moeilike tye. Sien, God het altyd 'n belofte vir ons. Ek is seker God het vir elkeen van julle wat hier so sit, het hy vir julle 'n vers gegee van 'n belofte, wat hy kan altyd op teruggaan, en jy kan vir jouself sê, dit is wat God vir my gegee het. Dit is my vers, dit is my belofte, wat ek weet, dat ek het daai hoop by God. My vers is Jeremia 29 vers 11. Vandat die Here my aangeraak het daai vers by my opgekom, en elke keer as ek 'n bekommernis het of iets, dan weet ek dat die Here het 'n belofte vir my gegee. Die Here het vir my 'n vers gegee. Partykeer ons het meer as een vers, maar ons het altyd daai een vers wat altyd uitstaan, wat ons weet, dit is 'n belofte van God. Jy sien, Elia se antwoord aan haar in die begin met die belangrikste woorde vir enige krisis is wat? Moenie bang wees nie, moenie bevrees wees. Kom ons kyk wat sê Koning 17 vers 13 en 14. Koning 17 vers 13 en 14. En Elia sê vir haar,
Wees nie bevrees nie. Gaan heen, doen volgens jou woord, maar maak eers daarvan vir my 'n broodkoekie en bring dit uit vir my. Daarna kan jy vir jou en jou seun iets klaarmaak. Want so sê die Here, die God van Israel, die meel in die pot sal nie opraak en die olie in die kruik sal nie minder word nie, tot op die dag dat die Here reën op die aarde sal gee. Ek sien as die belofte vir hoop vir Elia. Hy gee haar 'n profetiese woord. Die meel sal nie opraak nie en jou olie sal nie klaar raak nie. Jy sien in elke belofte en in elke woord van hoop, kom daar 'n aksie van geloof. Wat was haar aksie van geloof? Hoop in God, dit was nie onaktief nie. Jy sien, die weduwee moes eers 'n bietjie gehad het. Sy moes op haar laagste wees. En sy moes eers dit weggee, daai laaste bietjie wat sy gehad het, dat dit weer vermeerder kan word. Sy moes tog gewandel het op daai hoop, sy moet hoop in haar gekry het, terwyl die pot amper leeg was, want ek is seker sy het vir die Here gevra, Here, wat nou? Hierdie is klaar, wat gaan ek doen? Daar moet hoop wees. Jy sien in hierdie gedeelte in 1 Konings 17 vers 7 tot 14, dis een van die kragtigste voorbeelde in die Bybel, van hoe menslike eindpunte dikwels God se beginpunte is. Wanneer alle natuurlike hulpbronne opdroog, tree die boonatuurlike in werking. Hoop vir ons in die woord. Kom ons kyk wat staan in die Bybel van hoop. Hebreërs 9 vers 18 tot 19. Hebreërs 9 vers 18 tot 19. Sodat ons deur twee onveranderlike dinge waarin dit onmoontlik is dat God sou lieg, kragtige bemoediging kan hê. Ons wat ontvlug het om vas te hou aan die hoop wat voorlê. En ons het dit as 'n anker van die siel wat veilig is en vas is en ingang tot binnekant die voorhangers. Ja, binnekant die voorhangers. Jy sien, ons hoop is geanker tot in God se troonkamer. Ek het die anker gevat en ek het dit bietjie omskep in 'n sien as jy 'n groot skip kry en hy's op die golwe en die skip beweeg en hy moet tot stilstand kom. Dan vat jy 'n anker en jy sink daai anker laat hy gaan en hy hak vas aan iets. En dit keer dat die skip moet wegseil in die diepte in. Sien, die skip gaan nie wegdryf net omdat die storms opgehou het nie. Die water beweeg nog steeds, so die skip beweeg nog steeds. So hy moet geanker wees. En ons kan nie sien wat onder daai water aangaan waar daai anker is nie. Ons is wel op vertroue, ons is op hoop dat die boot geanker gaan wees, dat hy nie gaan beweeg nie. Jy sien, die Bybelse hoop is die anker. Ek het gesê, die water is jou probleme.
Dit mag onstuimig wees. Maar jou anker, God se belofte, dit sit vas in die rots. Jy hoef nie te wag dat die storm ophou om veilig te wees nie. Want jy weet jy's geanker op God se woord. En dan het ek nog enetjie van die tunnelvisie, die fokus van hoop. Jy sien as jy in 'n lang donker trein ry, en hy gaan deur 'n lang donker tunnel, dan raak jy nie bang nie. En jy wil nie by die venster uitspring nie, want jy kan nie, want die tunnel is hier langs jou. Jy kyk vorentoe, jy kyk na daai klein bit liggetjie wat daar voor is, want hoekom? Daar is vir jou hoop. Want jy weet, jy gaan uit hierdie tunnel uitkom. So jou oë moet gefokus wees op God se woord. Wanneer jou meel klaar raak, wanneer jou olie besig is om op te raak, dra jou oë op na God. Lig jou hande op en vra God vir hoop. Sê vir God, dis 'n belofte dat God is altyd by jou, dat God sal voorsien. Maak nie saak op watse omstandighede ons is nie, daar is hoop vir elke bekommernis wat daar is daar hoop. Kom ons kyk na Klaagliedere 3 vers 24 en 26. Klaagliedere 3 vers 24 tot 26. Die Here is my deel, sê my siel. Daarom sal ek op hom hoop. Goed is die Here vir die wat op hom hoop. Vir die siel wat hom soek. Dit is goed om in stiltyd te hoop op die hulp van die Here. Jy sien 'n boer, as dit tyd is om saad te plant, ek weet nie presies hoe werk dit nie. Dan plant hulle hierdie boontjies maar en hy het hoop dat dit 'n goeie oes gaan wees. So as dit geplant is, ons sien nie wat gebeur onder die grond met daai boontjie nie. Ons weet nie wat gebeur nie. Maar ons weet wel, daar is iets wat gebeur. Hy is besig om stingeltjie te word en dan sê nou maar het word aardappels of whatever dit is. Dan groei dit. En die boer hoop maar dat elkeen gaan opkom. So my punt wat ek wil maak is, dit maak nie saak as ons nie kan sien wat God vir ons doen in die oop lig nie. Is God wel besig om elke dag iets in ons lewe te doen. Ons sien as dit nie elke keer raak nie, of beleef ons dit nie elke keer nie, weet ons dat God is altyd daar. God is altyd besig om iets in ons lewe te doen. Hy is altyd besig om vir ons te sorg. Amen. Altyd. So kom ons wag in stiltyd. Kom ons wag op die Here. Kom ons kyk wat die Here vir ons kan doen in die toekoms. En wat die Here vir ons nou ook kan doen. So die gevolgtrekking is soos volg. In hierdie verhaal sien ons 3 vlakke van hoop vir Elia. Hoop beteken om te skuif. Wanneer die spruit opdroog,
en te vertrou dat God reeds voor ons uitgegaan het. Vir die weduwee, hoop beteken om vrees te vervang met gehoorsaamheid, selfs wanneer die dood voor die deur staan. Wat beteken dit vir ons? God is nie beperk deur ekonomiese krisisse of natuurlike tekort nie. Waar die mens sê, dis verby, sê God, wag, kyk wat kan ek vir jou doen? Waar is jy op jou laagste? So die boodskap is duidelik. Wanneer jou water opraak en jou meel amper klaar is jy presies op die plek waar God jou wil hê. Want hoekom? Want God wil 'n wonderwerk in jou lewe doen. Hoop in God, want hoekom? Want hy skep dit uit niks. Al het jy niks, maak dit net weer meer en meer. En daarom glo ek, en ek vertrou, en ek weet vir myself ook baie keer, is my hoop nie altyd daar waar ek moet wees nie. Maar kom ons staan vandag saam en ons vra die Here dat ons nie altyd eers na mens toe met hardloop nie, maar laat ons eers na hom toe hardloop vir hoop. Kom ons lees in Jeremia 29 vers 11. Jeremia 29 vers 11. Want ek weet wat 'n gedagte ek aangaande julle koester, spreek die Here. Gedagtes van vrede en nie onhou nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Halleluja. Wat so hoop gee hierdie vers vir ons? God het reeds die bloudruk vir jou uitkoms klaar geteken. God weet wat is sy plan met ons. Selfs wanneer jy nog in die krisis is, sit God net eerste. Want ons weet, God het 'n toekoms vir ons. Hy weet wat hy beplan het vir ons. Gaan ons eers die ballonne doen. So my vrou het eintlik opgekom met hierdie idee, so dit was nie my idee hierdie gewees nie. Ons gaan nou 'n aksie doen. Hiervoor, soos wat julle kan sien, is ballonne. Ek wil hê jy met jou laagste punt wat jy het in jou plek, waar jy nie hoop nodig het, skryf dit op die ballon neer. Skryf jou laaste hoop wat jy het. Skryf dit op die ballon neer. Jou kinders, jou familie, jou finansies, jou werk, groot besluite wat jy moet neem, siekte in jou familie, skryf dit neer. Daarna gaan jy bid en jy gaan dit vir God gee. Dan gaan as jy ballonne bars en ons hoop wat in die binne in die ballon is, gaan ons vat.
Sê sweet hierdie. So skryf julle bekommernisse neer op daai ballon. Almal 'n ballon. Sê nou elke bekommernis wat jy nou op daai ballon geskryf het, gaan jy nou by die Here se voete sit. Jy gaan dit oorgee aan die Here. Bid oor dit. Maak dit 'n saak tussen jou en God. Als je niet kun je naar bed. Als je ook kun je naar bed en scheelt. Almal klaar? Dankie Here. Dat ons die voorreg het, Here, om al ons bekommernisse, Here, wat ons het, Here, by U se voete te kan neerkom lê, Here. Here, dankie dat ons weet, Here, dat U met hierdie saak sal werk, Here. Here, en dat ons nie hoef meer bekommerd te wees, Here, oor dit, Here, want ons weet, Vader, U is in beheer, Here, van elke besluit, elke gedagte van ons, Here. Here, want U weet al reeds, Here, nog voor ons daaraan gedink het, Here, weet U al reeds, Here, wat ons gedink het, wat is ons behoefte, wat is ons begeerte, Here. Here, en daarom, Here, bring ons nou hierdie ballon, Here, wat ons alles mee opgeskryf het, Here, en ons kom sit dit nou by U voete neer, Here. Here, en ons los dit by U, Here, want dit is 'n saak, Here, wat ons nou by U neer lê, Here. Here, ons bid, Here, ons vra dit nou in Jesus se naam. So wat jy nou doen is nou pop jy daai ballon. Ik wil niet aan web van. Is die versie wat Is dit reg? aan die ballon. Ja, toe, ek weet julle almal het dit nou gelaik om dit te doen. Ja. So binne die ballon, julle gaan julle sien daar is 'n paar verse. Jeremia 29 vers 11, 1 Koning 17 vers 14 en Romeine 15 vers 13. Vir daai verse maak dit persoonlik. Maak dit joune. As jy ander verse het wat jy het, maak dit jou eie.
Ja, wat het voor? Ek gaan vir Barbara Ann vorentoe roep.